Goeiedag en baie welkom. My naam is Dion en jy is ingeskakel by Helderberg Gemeente. Dit is my verskriklik lekker om met jou te gesels. Nou ek sit hier op so 'n stoepie by ons huis en hier so 'n ligte reentjie wat val. Ek kom myself amper nie help om te sê, maar kom ek gaan probeer daarom net hierdie varsheid van hierdie reën dis 'n ligte reentjie wat val. So kom ons geniet hierdie varsheid. En die verandering van seisoen, miskien is dit ook vir ons 'n goeie herinnering dat ons is so op pad na Paasnaweek toe en dis 'n seisoen wat ook oor ons kom, 'n seisoen van verandering in ons eie lewens, 'n leidingstyd waarin ons as Christene onsself beleef. En ons het nou klaar gemaak met 7 weke en dit was 'n ongelooflike reis. Julle moet asseblief vir ons terugvoering gee oor julle gedagtes rondom die hele reis van 7 weke. Maar ja, vandag gaan ons dan so 'n bietjie aan. Hierdie is dan nou ons eerste boodskap buite die reeks en dit gaan oor versoeking, is ook op die leesrooster teks 1 Korintiërs 10 en ons gaan so 'n bietjie saamgesels oor versoekings en hoe kan versoekings hoop bring? Ek dink dit is nogals 'n baie relevante vraag in die tyd waarin ons onsself beleef. Hoe kan versoeking in hoop omgeskakel word? Hoe gebruik God ook versoeking om hoop deur ons as gelowiges vir 'n gebroke wêreld te bring? So ek hoop regtig dat jy dit baie geniet. As jy inskakel van ver af, los vir ons 'n comment van waar jy is. Ons wil graag vir jou wil bid. Ons wil graag bietjie met jou kontak maak, so laat ons weet. Maar kom ons vat so 'n oomblik en ons bid saam. Here God, baie dankie vir so 'n pragtige dag wat U ook besig is om die seisoene te laat verander hier voor ons oë. Here, ons gebed ook in hierdie tyd is dat ons voor U sal staan as kinders van U wat agter U aanstap, wat hoop bring saam met U in Christus vir 'n gebroke wêreld. Here, ons gebed is dat U ook voor ons sal uitstap in hierdie tyd, dat hierdie leidingstyd vir ons as gelowiges se tyd sal wees waar binne ons nie kyk, nie dink, nie doen, soos dat ons onsself regmaak om saam met U in Paasfees by die kruis te ontmoet en dan Sondag by U opstanding te wees. Ek wil bid, Here, dat U met elkeen wat kyk na hierdie uitsending sal wees, dat U ons sal oorval met U seën en met U liefde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die reën raak nou 'n bietjie erg, so ek het voorbereid gekom, soos jy kan sien. Nou, ek wil begin deur vir jou so 'n kort verhaal te vertel van my en my broer. Jare gelede het ons gaan vakansie hou by Weesgerus in Modimolle. Ek weet nie of jy daai area goed ken nie. Baie bekende vakansieoord. En ek en my broer het ons fietsse gevat en ons het beplan om net te gaan fietsry. Toe sien ons maar hier is ons rooibokke wat hier rondloop en ons het besluit om hierdie rooibokke te gaan verwilder met ons fietsse. Ons het al agter hierdie rooibokke aangery. En as ek nou terugdink daaroor, dan is ek nie baie trots daaroor nie, maar ons was kinders gewees en ons is toe ook nou gevang deur die bestuurder van die oord en hy was verskriklik kwaad vir ons, jy weet, hy kon nie verstaan wat hierdie stoute kinders doen nie en hy het te kere gegaan toe ons nou gevang het. Ek dink my broer was omtrent seker so 5 jaar oud, so hy's regtig klein, jy weet. En hy raak toe nou so kwaad dat hy toe nou 'n kragwoord gebruik om te beskryf hoe stout ons is. En ek dog toe maar, wow, dit kan nie so werk nie. En so klein soos wat ek is toe, sê ek vir hom, maar luister, jy kan nie doen wat jy nou net hier gedoen het nie. Dit is nie reg nie. In ons huis praat ons nie so nie. En ek kon toe sien, hy is baie ontnigter oor hierdie jong persoon wat vir hom nou sê hoe om te praat. Nietemin, hy het gevra waar bly ons en ek en my broer is met ons ster tussen ons bene terug na ons chalet toe, sonder om vir ons ouers enigiets te sê, het ons gaan sit en wag om te sien wat gaan nou gebeur. En so 'n halfuur later toe daag daar iemand op met 'n groot koevert in die hand en ek weet die moeilikheid is hierso. Ons daar's getel en my pa maak toe die brief oop en in die brief staan daar toe dat hy baie jammer is dat hy 'n kragwoord teenoor my pa se seuns geuiter het en dat hy gereël het dat ek en my broer vir die res van die lang naweek op die Supertube verniet kan gly. Nou, wat ek leer by hierdie geval of by hierdie oom is dat al doen ek die regte ding, al is ek aan die regte kant, al is my bedoeling reg en ek val vir versoeking, dan is ek in die moeilikheid. Dit is soos die sê ding wat my ouma en my pa baie vir ons geleer het, in a moment of madness, a lifetime of sadness.
al doen ek die regte ding, al sê ek die regte ding, al praat ek die regte manier, as ek val vir versoeking, dan is ek in die moeilikheid. Nou, wanneer ons so 'n bietjie saam dink oor versoeking, dan is versoeking deel van menslikheid. Dit is diep ingeweef in die ervaring van mens wees. Om versoekings te beleef is om te leef. Dit is deel van ons wêreld. Dit is reg menslik. Om dit te ontken is om jou eie menslikheid te ontken. En dit is C.S. Lewis wat geskryf het oor versoeking. Hy sê dit so mooi. Hy sê temptation, like the air around us, is always present. But just as we choose what to breathe in, we choose what to act on. En as ons vanoggend dan nou Paulus saamlees, of vandag Paulus saamlees, dan hoor ek by Paulus dat ek en jy is in 'n stryd. Daar's spanning tussen ons en die versoekings wat oor ons pad kom. Ons is as te ware, as mens, as gelowiges in 'n geveg, en hierdie geveg is tot die dood. Paulus maak dit duidelik, hier kan net een wenner wees. Hier is nie 'n gedeelde wenkultuur nie. Hier is nie twee wenners nie. Dis nie 'n gedeelde wen nie. Daar kan net een persoon wees wat hierdie geveg wen. Ek dink die groot uitdaging vir Paulus in die gedeelte wat ons vanoggend of vandag gaan lees, is dat Paulus skryf teen versoeking en hy is amper asof hy gelowiges kan vergelyk met 'n atleet of 'n bokser wat voorberei is vir 'n geveg. Hy eet reg en hy word fiks en hy word sterk en hy gaan gym toe en hy doen al die regte goed. Maar elke keer as hierdie bokser in die kruit kom, dan kry hy die uitklophou. Elke keer as hy gekonfronteer word met versoeking, dan verloor hy die geveg. En hoe hartseer is dit nie? Vir hoeveel gelowiges is dit nie ook dan nou so dat hulle word platgetrek, totaal ontnigter deur versoekings. Nou, wanneer ons by ons teks kom, wat uit 1 Korintiërs is, dan is dit die eerste brief aan die gemeente van Korinte. En Paulus is besig om so 'n bietjie terug te dink. Hy dink so 'n bietjie nostalgies terug oor die geskiedenis van God en die mens. Hy is besig om terug te dink aan die Israeliete wat vir 40 jaar 'n baie donker tyd in die verhaal van God en die mens vir 40 jaar in die wildernis moet spandeer. Hulle is letterlik besig om in die wildernis rond te kruip en rond te dwaal. 'n Baie donker tyd in die storie van God en die mens. As jy daar 'n bietjie meer wil daaroor wil lees, dan gaan lees Numeri 13 en 14. Dit is die begin van die verhaal. En dit sê vir ons wat gebeur het, wat het aanleiding gegee tot hierdie gelowiges wat vir 40 jaar dan nou in die wildernis moet rondloop. En basies wat daar staan is dat hierdie gelowiges nie geglo het dat God kan voorsien nie. Hulle was versoek om te dink dat God nie kan voorsien nie. Hulle was versoek om te dink dat hierdie God nie weet wat in hulle lewens aan die gang is nie, dat hierdie God nie teenwoordig is nie, dat hierdie God as te ware nie vir hulle omgee nie, dat hierdie God nie die beste vir hulle in gedagte het nie, dat hierdie God eintlik kleiner is as die dinge wat hulle in die gesig staar. En dat hulle heeltemal afvallig geword het teenoor God en daarom dan hierdie wandeling in die wildernis. Ons teks vanoggend is 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 13 en ek wil hê dat jy jou Bybel moet kry en dat jy dit self lees. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie tyd spandeer op dit en dan kom kyk jy verder. Ek sal dit ook nou lees. So kom ons vat so 'n oomblik, dan lees hierdie teks, dan sal ek dit lees en dan gaan ons 'n bietjie verder. Dit is ek hoop jy het lekker gelees. Ek gaan vir ons lees 1 Korintiërs 10 vanaf vers 1. Broers, en jy sou kon sê susters vandag, ek wil nie hê julle moet hieroor onskuldig wees nie. Ons voorouers was almal onder die wolk en het almal deur die see gegaan en in verbondenheid met Moses is almal in die wolk en in die see gedoop. En almal het dieselfde geestelike kos geëet en almal het dieselfde geestelike drank gedrink, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat hulle gevolg het en die rots was Christus. Nogtans het God in die meeste van hulle nie 'n behaag gehad nie, want hulle liggame is in die woestyn verstrooi. Hierdie dinge het gebeur as 'n voorbeeld vir ons, sodat ons nie na bose dinge sal hinker, soos hulle gehinker het nie. Moenie afgodsdienaars wees,
so sommige van hulle nie. Daar staan immers geskryf, die volk het gaan sit om te eet en te drink en opgestaan om te speel. Laat ons dan nie onsedelik optree en so sommige van hulle onsedelik opgetree het nie. Daar het op een dag 23.000 gesterf. Laat ons nie vir Christus beproef, so sommige van hulle hom beproef het nie. Hulle is deur slange doodgemaak. En moenie mor, so sommige van hulle gemor het nie. Hulle is deur die vernietiger uitgedelg. Dit is met daardie mense as voorbeeld. Dit het met daardie mense as voorbeeld gebeur en is as waarskuwing neergeskryf vir ons wat in die eindtyd verkeer. Daarom moet hy wat dink hy staan oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het oor julle gekom behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee sodat julle dit kan verduur. Wat 'n ongelooflike voorreg het ek en jy om hierdie gedeelte dan nou vandag te kan lees in retrospek. En as Paulus dan nou so 'n bietjie terugkyk. Ek dink jy sal met my saamstem, as ons gesels oor versoekings, dan is versoekings voel altyd so persoonlik. Dit voel amper asof dit net ek en jy is. Net ek en hierdie versoeking is. Dit voel asof hierdie versoeking net bly kom en dit voel asof ek hierdie versoeking self moet veg. Dit is soos nou die dag toe ek in die Dis-Chem staan en jy sal weet, daar's hierdie lang ry van chocolates net voor jy betaal en dit is van skroewedraers tot lighters tot enige chocolate in between en jy's nie eers 'n visvanger nie, maar as jy weet sien dan staan jy met 'n stywe lyn in jou hand. Die naaste wat jy ooit aan 'n vis kom is Ocean Basket, maar daar staan jy want jy's versoek. Die vrou voor my, sy tel toe net so groot chocolate op en sy dra en sy sê, is dit net ek? En dis baie keer hoe versoekings werk. Versoeking wil hê dat ek en jy moet dink dat dit is net ons in hierdie geveg. Dat ek op een of ander vorm of manier moet ek nou reageer oor hierdie ding wat voor my is, hierdie ding wat voor my gebeur. Ek moet hierop kan reageer. Die duiwel en die bose wil hê dat jy alleen moet voel. Dat jy moet voel, weet jy wat? Dis net ek in hierdie versoeking, hoe gaan ek dit oorkom? Die Bybel, of kom ek sê so, die Bybel is duidelik oor versoekings is nie sonde nie. Versoekings is as te ware geleenthede om Christus waars te kies. Dit gee vir jou die geleentheid om weer te kies. Dit gee vir jou die ligting om weer jou lewe in die rigting van Christus te plaas. Maar wat versoeking doen is, versoeking maak dat ek en jy valse ontsnappingsroetes sien. Versoeking is hierdie valse roetes van ontsnapping wat vir ons neergelê word as die weg om te gaan. Dit is amper 'n weg uit my gejaagdheid. Dit is amper 'n vertrooster vir my moeilike lewe, vir die emosionele stres en die moeilikheid wat ek in my familie het. Dis 'n ontlading, dis 'n plek waar ek, hier's 'n weg vir my uit. Maar hierdie weg lei eintlik net in een rigting en dit is na verdere gebindheid. Dit vat my eintlik net so 'n bietjie verder, dieper in. Dit is 'n tydelike oplossing vir 'n langtermynprobleem. En daar's hierdie pragtige 2 sêgoed wat iemand geskryf het. Dit sê temptation first asks a foothold, then takes a stronghold and finally becomes a chokehold. So ek en jy moet weet, hier's 'n progressiewe ding wat gebeur met versoeking. Die ander ene sê temptation promises freedom but always leads to bondage. Dis ongelooflik moeilik. Versoeking is moeilik. As jy so 'n bietjie nadink oor jou eie lewe, versoeking is amper altyd op die spyskaart. Dit is altyd 'n opsie. Oral waar jy gaan, is versoeking 'n opsie. En daarteenoor sê die Bybel, maar weet jy wat? Hier's 'n ander weg uit dit uit. Hy sê, wees waaksaam. Wees waaksaam en bid, sodat jy nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die liggaam is swak. Sien, wanneer ek en jy nou vir so 'n paar oomblikke oor die 4 groot versoekings van die wêreld gaan praat, dan moet ek en jy sag wees met mekaar. Ons moet genadig wees met mekaar, want sien, wat vir my lyk soos 'n heeltemal 'n hanteerbare versoeking is iemand anders se nagmerrie.
En dit is hoe ongelooflik hierdie Here is wat ons dien. Hierdie Here kom ontmoet ons daar waar ons nou is. So miskien as jy nou dink oor hierdie 4 versoekings wat ons nou op die tafel gaan sit, dan dink jy, maar Here, wat as ek vasgevang is in hierdie versoekings? Dan is die goeie nuus van die Here wat jy dien, dat hierdie Here in daai versoeking, in daai plek waar jy jouself bevind, dat hy daar teenwoordig is en dat hy in dit 'n uitweg gee. Hoe ongelooflik is dit nie? Die Here kom ontmoet jou vanoggend of vandag waar jy ook al is. Die ander ongelooflike ding wat ek wil vir jou net uitwys is dat hierdie Here wat met hierdie volk vir 40 jaar in die woestyn laat wandel, omdat hulle hierdie in die versoeking verval van weg van God af, om te kies weg van God af, nog steeds sorg hy vir hulle. Nog steeds sorg God dat daar daagliks, dat daar in die oggende en in die aande vir hulle gesorg word, deur manna wat uit die lug uitval en water wat uit 'n rots uitloop. Hierdie Here wat jy dien, sal jou nie los nie, al is jy vasgevang in die web van versoeking. Dit is eintlik ongelooflik. Nou wanneer ons praat oor versoeking en die 4 groot valse ontsnappingsroetes wat versoeking oor ons pad bring, dan moet ons weet dat hierdie versoekingspaaie lyk baie aanloklik. Dit lyk asof dit die regte pad is, dit lyk of dit oukei gaan wees, dit lyk na 'n opsie vir jou om te oorweeg wanneer jy voor dit te staan kom. Maar wat dit doen is, dit trek jou net al hoe meer in. Die eerste groot ontsnappingsroete, valse ontsnappingsroete wat versoeking oor jou pad bring, en dit is 'n moeilike een en daarom begin ons met hom, is 'n roete wat oor generasies heen in ons eie familie grootskaalse skade gemaak. Dit is 'n roete wat vir baie families baie seer is en wat baie mense in skerwe gelos het. En dit is die versoeking van verslawing. Om myself oor te gee aan enigiets anders as Christus is om weg te beweeg van vrede af. Om toe te laat dat enigiets anders as Christus die oorhand oor my kry, is om die pad van gevangenis te stap. Dit is om te val vir 'n valse ontsnapping, weg van my gejaagdheid, weg van my probleme, weg van dit wat ek beleef, weg van die seer, weg van die pyn, en te kies om in daai pad en in daai rigting te stap. Dis 'n korttermyn oplossing vir 'n langtermyn probleem. Die tweede groot valse roete wat versoeking oor ons pad bring, en dit gebeur so maklik, is om te bly in ongesonde vriendskappe. Is om te kies dat verkeerde mense die raadgewers is in jou lewe. Dis om toe te laat dat mense raadgewers is in jou lewe, wat self nie in Christus lewe nie, wat self nie die regte pad stap nie, maar om na hulle te luister, is die groot versoeking, omdat ons vir hulle lief is en omdat ons vir hulle omgee. In my eie lewe kan ek getuig dat daar een vers is wat ek tot vandag toe glo my lewe gered het. En dit kom uit die 1953 vertaling. En ek het dit in my ouma se Bybel, het ek dit raak gelees een keer by haar huis. En ek glo tot vandag toe dit het my lewe gered, want 4 van die vriende in ons vriendekring is tronk toe, as gevolg van raadgewers en as gevolg van 'n klomp dinge wat in hulle lewe gebeur het. Maar ek wil hierdie vers vir jou gee. Miskien sit jy en kyk na hierdie en jy dink, hierdie vers, en dis een van daai verse wat jy regtig eintlik in jou hart moet memoriseer. Wel geluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van sondaars, en nie sit in die kring van spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here. Hy oordink dit dag en nag. Die versoeking om raadgewers in my lewe aan te stel, wat nie goed is vir my nie. So die eerste ene is is dan nou om myself oor te gee, die versoeking om myself en enigiets of enige iemand oor te gee, wat nie Christus is nie. Die tweede ene is om raadgewers aan te stel wat nie die Here ken nie. En die derde ene is om 'n lewe te lei waar ek nie
verantwoordelikheid vat vir wat met my gebeur nie. Dit is altyd iemand anders se skuld. Dis nie my skuld dat ek is waar ek is nie. Dis nie my skuld dat dit gebeur het nie. As jy mooi dink, dan begin die Bybel in Genesis met Adam en Eva, en Adam is die eerste een wat sê, luister, ek het niks hiermee te doen nie. Dis nie ek nie, dit was sy. Later in Spreuke is daar hierdie vers, Spreuke 28 vers 13, en dit sê dit so mooi, dit sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal geen voorspoed hê nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Ongelooflike sterk wysheidsspreek. En ek en jy word genooi om te sê, waar vat ek verantwoordelikheid? Waar is ek deel van die probleem? Waar is ek om te herken, weet jy wat, hier is dinge wat reggestel moet word, hier is dinge wat ek nou moet kyk in my lewe. Die laaste valse ontsnappingsroete is die roete, en dit gebeur so gereeld, om net te wil uitstap. Om te kyk na wat om my aangaan, wat is in my situasie in die gang, om te kyk na verhoudings, kyk na huwelik en net te besluit, weet jy wat, ek is moeg vir hierdie, ek kies om uit te stap. Ek kies uit om uit 'n geveg uit te loop. Ek kies om net weg te bly. Ek kies om niks te sê nie. Ek kies om nie betrokke te raak nie. Ek kies om net my eie ding te doen. Ek wil nie betrokke raak by wat daai mense en daai wat hulle mee besig is nie. Ons het die ongelooflike verhaal van Nehemia, en dis Sanballat en Tobia wat vir Nehemia wil doodmaak, want hulle wil nie hê dat Nehemia die mure van Jerusalem moet herbou nie, want hy's besig om dit te herbou, en dan wil hulle hom doodmaak. En dan kom die raadgewers na Nehemia toe en hulle sê, Nehemia, jy moet vlug, of jy moet wegkruip, of iets doen, maar jy kan nie bly doen wat jy doen nie, en dan hierdie ongelooflike ding, Nehemia kies om in die geveg te bly. Nehemia kies om daar te bly in die roeping wat God vir hom gekies het. Waar kies God dat jy moet bly in jou roeping? Hy kies om nie te luister na die raadgewers nie, en hy sê, weet jy wat, ek gaan nie luister na die raadgewers nie, ek gaan bly in die geveg wat die Here my neergesit het, en ek sal daar by staan. Ek sal so ver gaan om te sê dat ek vermoed dat die sterkste en die mees kragtigste 3 woorde wat jy kan sê in die Afrikaanse taal is, ek is jammer. Kan jy jouself indink watter wonderlike genesing dit kan wees vir huwelike? Kan jy dink hoeveel pa-seun of ma-dogter of pa-dogter verhoudinge herstel kan word deur die woorde, ek is jammer, ek vat self verantwoordelik vir wat hier gebeur het. As ek en jy wil hoop bring in Suid-Afrika, en ons kyk deur die venster na Suid-Afrika, kan jy dink hoe ongelooflik sal dit wees as ons vir verslawing die uitklop hou kan gee. Dat ons kan ophou verslaaf wees om te dink ons is beter, of ophou verslaaf wees om sleg te praat, sleg te dink, sleg te droom oor ander. Om te dink ons is op een of ander manier belangriker as enigiemand anders, selfs sondaars. Kan jy dink wat so hoop dit sal bring in Suid-Afrika? Kan jy dink wat sal gebeur as gelowiges regoor Suid-Afrika besluit om goeie raadgewers aan te stel in hulle lewens? Om die weg van Christus elke keer te probeer kies in alles wat hulle doen, met die raadgewers wat hulle ondersteun. Kan jy dink wat so hoop daar sal wees in Suid-Afrika? Kan jy dink wat sal gebeur as Suid-Afrikaanse gelowiges besluit om verantwoordelikheid op hulle self te neem en te sê, weet jy wat, miskien is ons deel van hierdie probleem, miskien is ons deel van die groter probleem wat ons in ons wêreld sien. Miskien moet ons eienaarskap vat van dit. Kan jy dink wat so hoop daar sal wees? Nou, wanneer 'n hengelaar gaan visvang, dan kom ek agter, hulle kyk na die watertemperatuur, hulle kyk na die windrigting, hulle kyk na die plek, hulle kyk na die aas, daar's 'n klomp dinge waarna hulle kyk om hierdie groot kabeljoue te vang. Die bose weet presies wat nodig is om jou te vang. Jy het 'n strategie nodig. Jy het nodig om te weet, hoe gaan jy reageer in die volgende versoeking? Gaan dit iets wees? Gaan dit 'n valse uitweg wees wat jy gaan kies? Of gaan jy hoop bring deur die versoeking wat oor jou pad kom? Want die Here se belofte is dat hy jou saam met elke versoeking sal hy 'n uitweg gee. Geen versoeking sal oor jou pad kom waar Christus nie alreeds vir jou 'n uitkoms en 'n weg uitgegee het nie. Wanneer ons na Christus se lewe kyk, en ek sluit af, wanneer ons na Christus se lewe kyk, dan sien ons dat wanneer hy daar in Matteus 4
versoek word deur die Satan, dan wat doen Christus? Hy staan op die woord van die Here. Sien, wanneer jy daagliks tyd in die woord van God spandeer, niks van dit sal verlore gaan nie. Inteendeel, wanneer die versoeking aan jou deur klop, dan word die woord van God in jou lewend. Ek sien 'n tweede ding by Jesus wat ek by jou wil los. En dit is dat Jesus nie net die woord van God ken nie, maar hy memoriseer die woord. Hy sê dit op. Jesus het die teks geken. En wanneer die Satan hom aanval, dan sê hy, maar wag 'n bietjie, hierdie teks wil ek gou by jou los. Miskien is hierdie 'n goeie een om te onthou. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie. Maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur. Wat 'n ongelooflike belofte. Elke versoeking wat oor jou pad kom, is 'n geleentheid om hoop in hierdie wêreld, vir 'n wêreld wat dit so nodig het, te bring. Mag jy nie dink oor versoekings. Mag jy weet dat daar in elke versoeking 'n uitkoms is wat Christus reeds vir jou gegee het. Ek wil graag saam met jou bid. Kom ons bid saam. Here God, ons sê vir U baie dankie dat U ongelooflik getrou en goed is. Ek wil bid vir elkeen wat na hierdie uitsending kyk, elkeen wat hierdie video sien, ek wil vra dat Julle so diep in die hand sal seën, Here, dat versoekings 'n plek sal word van hoop. Dat dit soos varsheid van reën sal wees wat om ons omval. Dat ons as gelowiges, Here, dat ons sal waak wanneer ons onsself oorgee aan enigiets. Waak daarteen om verslaaf te wees aan sleg praat, sleg ding, enige vorm van verslawing, om onsself oor te gee aan enigiets anders as Christus. Ek wil bid, Here, dat U ons sal help om die regte raadgewers in ons lewe te vind en aan te stel. Ek wil vir U vra dat ons as Christene verantwoordelikheid sal neem vir die dinge wat in ons land en in ons wêreld aan die gang is. Dat ons die skuld op onsself ook sal dra. Ons bid, Here, dat ons sal in die geveg bly. Dat ons sal hoop bring, dat ons nie sal stil bly wanneer ons moet praat nie, maar dat ons hoop sal bring vir 'n wêreld wat dit so nodig het. Bid dit in Jesus naam, amen. Dit is 'n baie groot voorreg om hierdie paar oomblikke met jou saam te spandeer. Ek hoop jy dit geniet. Dit is 'n pragtige dag. Die varsheid van 'n nuwe seisoen wat besig is om deur te breek. My gebed is en my seën vir jou is dat daar ook 'n nuwe seisoen in jou lewe besig is om deur te breek. Versoekings is hierdie ongelooflike plek wat hoop vir 'n gebroke wêreld kan bring. My naam is Dion en dit is 'n voorreg om tyd saam met jou te kon spandeer. Totsiens.